Nee, ons is dankbaar vir elkeen wat hier is. Ons gaan nou eers vanmôre groet daar vir Kimberly, dan die Annelies, Elise in die klomp en daar in Namibië en meneer Pieter. Wat is Pieter van der Merwe? Ja. Dat is hulle groet, is daar nog wat moet gegroet. Tyd dat julle 'n slag huis toe kom. En weer 'n slag in die kerk kom. Ek sien julle nie in die kerk. So ons groet elkeen daar buitekant, almal wat kyk. Ons is altyd so bly as mense vir ons daar van buitekant af laat weet, hoor ons check vir julle. So mense moet maar, jy moet op jou tone bly en reg wees. Maar ons is dankbaar vir ons mense wat daar buitekant ook inskakel. En dan natuurlik by ou vriende hier van Nababi. Hulle is 'n bietjie laat vir blomme. Maar welkom ook julle. En dan dink ons net aan ons ou mense wat nie lekker is nie. Behalwe nou vir julle en hulle wat vanmôre vroeg weer Cape Town toe is, dat hulle 'n veilige pad sal hê. En uniek, ons dink regtig, Selma sê dit gaan nie lekker daar nie, gaan nie goed nie. Maar die ouers nog aan die gang. En ons vertrou dat die Here sal ingryp. En Tannie Babsie is terug in die poort. O, sy is al terug in die port weer. Yes. Ons het 'n paar ou groot mense in hierdie dorp. Die Julos hulle nie kom. Nee, regtig waar. En dit is vir my so verblywend om te weet. Ons kan regtig eintlik so baie leer by ons groot mense. Hulle is hier in die 80's en dan Sondag is in die kerk. Sien Tannie Babsie en Nick, hulle almal en Koen hulle, ons help so op, maar ons kom in die kerk, man, prys die Here, man, nee, dis toch lekker. Dis wonderlik, so ons het regtig respek daarvoor, dat ons groot mense nog so ywer, dit leer vir ons jong mense, leer baie, nou hoe kan sou Marlies dan nou so ver agter sit? Ek het dan nou jy so preek uitgewerk vir julle. Swanger mense sit af. En dan oom Awie, joh, ja, dit is nie vergeet van oom Awie nie. Hy is ook by die huis. Ja, dit gaan beter, maar dit mos nou nog nie soos dit moet loop. Maar prys die Here ook daarvoor. As daar nog mense is, kom na Kirstien toe, ons sit dit op die gebedslysie, en ons bid vir ons mense, werklik. En ook vir enige ander goed, ons bid, nie net vir siekte altyd, vir alles bid ons vir die Here. En dan wil ek dan net vir, doe ons magtig. Ons laat ook net vir Magda altyd dankie sê, mens moet nie alles van selfsprekend net aanvaar nie. Sy na 'n spannetjie wat altyd vir ons die kerk so mooi skoon maak, man. Dit is lekker om op 'n Sondag te kom sit, en jy kom sit in 'n netjies en 'n skoon plek. Regtig waar ons sien dit raak, dankie Magda hier. En elkeen wat bygedra het van na die tyd weer 'n lekker koek, en nee, dit is dan net broodjies. Joh. Daar is 'n jeffeltjie te koop, as jy nog wel jeffels van die vlooimark. So, amen. Kobus, gaan jy die afkondigings? Want hy staan en loer my ook al nou weer. Dis baie nou die hoek. Ek moet. Goeiemôre almal vir julle. Die belangrikste afkondiging, en dan die res sal ek nou met julle deel, is dat die goed wat hier agter op die counter staan, is Bella de Portsinne. Dis nie om nou te eet nie, jy moet jou geldjies uithaal om een van die goedjies te koop asseblief. So, moet nie verbygaan en vat en dink jy is offrey nie. En dan die res van die afkondigings, as julle iets wil weet, kontak my. Baie dankie. Ek is nou so in 'n skok. Ek koop in my fors met gebed. Ons kyk so baie dankie Here Jesus dat ons weer hier is, 'n gesin van U by mekaar kan kom. Here, dankie dat U vir ons almal by hierdie kerk gebring het. Here Jesus, ons vra net dat U vir al die mense wat siek is, Here,
U vir hulle sal genees, U sal hulle sal aanraak, Here Jesus. Here Jesus, en al die ouer dekade van ons gemeente, Here, dat U van elkeen van hulle sal aanraak, Here Jesus, en vir ons 'n voorreg om hulle in ons lewens te hê, Here Jesus, om ons te wys wie en waar ons vandaan kom, Here. Here Jesus, seën elkeen in hierdie gemeente vandag, Here. Seën die geldjies wat ingekom het, Here Jesus, dat dit in elke plek sal inval waar dit moet, Here. Ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Amen. Amen, kom ons gaan staan en ons sing lekker saam. Kom ons sing lekker saam. Môre almal. Ons groet mekaar agter jou voor jou. Ek klaar. En baie welkom in die kerk môre. Voor ons we gaan sê maar ek gou van julle deel. Die week dat ons daarop waken waar dit lekker ver is. En ons kry 'n stukkie ek en Amy wat die seentjie sê dat hy glo Jesus praat Afrikaans in die hemel. En dit kom by ons op, wat se taal gaan ons gebruik as ons in die hemel is eendag? En ek Google, en ons besef hoe groot is God. En Koen het nou oggend gepreek en gesê, die Here is so groot, dat hy weet elke haar op jou kop. En die oggend jou hare kom en dan val 10 uit, weet Jesus presies hoeveel is nog steeds op jou kop. Maar dan kom by ons op, wat 'n taal gaan ons praat. En ek Google, en daar is 7139 tale in die wêreld. En ons besef, hoe groot is God, om elke taal te verstaan. Elke gebed wat opgaan hom toe, in verskillende tale. Dan besef ons, dit gaan nie net oor die hare op jou hoof nie. Dit gaan oor baie meer. En hoe groot is God. Ons loof en prys hom vanmôre. Amen. Ons mag net gefeet woord op die bord. Hier is nog. Check je bed. Prys die Here. Kijk ook. Look for many dromen, look for many heart, look for many tenderness and pardon. Alles wat kassen wil, loop die Heer. Alles wat kassen wil, loop die Heer. Prys hom met jou stemme, prys hom in jou hart, prys hom in die hemel en op aarde.
sing nie gou sommer vir Angela. Die verstaan sommer nie. Angela verstaan nie by ons voor ons begin. Angela het gister verjaar en ons vertrou die Here dat sy 'n vreeslike klomp geseënde jare sal hê en dat die Here met haar 'n mooi pad sal stap in ons gemeente. Ons is bly en ons is dankbaar dat sy hier by ons is so. Prys die Here. Kom ons sing vir haar lekker. Veel Omdat jy verjaar, mag die Here jou seën en op baie jare spaar. Hier moet dit net mekaar geneem. Mense wat kyk wonder ook, wat gaan met daai klomp aan? Toe maar. Ek wonder ook party. Te lank julle bly. Ek wil vir ons sommer net hier 'n deeltjie, 'n stukkie lees. Ek het ook nou net kry. Hier uit Matteus 6 vers 6. En 'n ou bekende stukkie. Maar ek voel ek wil hom net vanmôre vir ons 'n bietjie meer oopbreek. Daar's eintlik 'n klomp tekste wat 'n mens wat ek vir julle sal gee, maar ons kernteks vanmôre is Matteus 6 vers 6. Hy sê, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Is dit nie 'n pragtige stukkie? Lieflik man, lieflik. Die Here wat in die verborgene sien, sal jou gou vir jou openbaar, hy sal vir jou uitbring. Ek wil vanmôre juis 'n stukkie wat baie mooi hierby gaan. Ek het dit dan. Toe maar sal hom seker op eendag gewoon raak. Net nie klaar nie. Ja, maar ek kla oor hierdie ding. Nee, hierdie is nou nie vir my. Dit lyk vir my soos 'n vreeslike prediker. Prys die Here. Ons moet sommer net laas wees. Ons moet net laas wees. Maar ek wil vanmôre daai 2 Konings 4 is vir my 'n baie kosbare stukkie wat hy praat van die Sunamitiese vrou wat Elisa by haar uitgekom het. Dis my vreeslike, ek wil amper sê lees maar die hele 2 Konings 4. Want daar is nog ander kosbare stukkies ook by. Dat mense anders lees soos net 'n stukkie. So ek gaan nie vir jou teksie gee nie. Want ek hou nie van net teksies gee nie. Want anders dan ek kan 'n klomp nonsens regverdig deur net 'n teksie te gee. So ek sê lees die hoofstuk, dat jy verstaan waaroor dit gaan. Maar jy sien oor baie mense gebruik 'n teksie om hulle gemors te regverdig en op einde van die dag dan lyk dit of hy vreeslik weet, maar eintlik weet hy niks. Hy's 'n leienaar. Judas, die boek Judas net voor Openbaring praat vir ons nogal redelik baie daarvan. So, maar hierdie is vir my 'n baie kosbare stukkie. En ons praat juis oor dit wat praat van trek jou binnekamer se deur agter jou toe. Nou ek wil vanmôre met ons so bietjie gesels oor die krag van jou binnekamer. Halleluja. Die krag van 'n binnekamer. Man, ons het 'n probleem met hierdie binnekamer storie. Ons dink ons moet hier binne in 'n vertrek en hardloop en jy moet deure sluit agter jou. Dis glad nie wat die Here hier bedoel nie, man. Glad nie. Ons dink almal as jy nou, jy het iewers 'n spesiale plekkie of 'n wat so 'n plekkie. Ja, 'n spesiale plekkie, maar dit het niks met 'n huis te doen. Dit kan jou huis wees, maar dit is nie waaroor die Here vanmôre met ons wil deel nie. Maar hy praat van die krag van jou binnekamer. Want jy sien, ons almal, baie mense sukkel vandag met soveel probleme. Jy kry daai mense, 2 tipe mense. Kom ek sê jy kry 2
tipe mense, die een wat God soek en die een wat hom nie soek nie. Nou praat ons nie van die sondaar. Ons praat nie van mense wat nog die Here ontmoet het. Daar's 'n baie groot verskil. 'n Mens wat nie die Here ontmoet het, hy soek nie God nie. As die Here nie iets binne in jou wakker maak, soek niemand die Here nie. Want hulle is met sondige dinge besig, hulle hou van die ding trek oor my skouers. Hulle hou van hierdie lewe, hulle hou van losbandigheid, hulle hou van hierdie tipe van maak wat ek wil en doen wat ek wil en al hierdie goeie so. As die Here hier praat van die een wat hom soek en die een wat hom nie soek nie, dan praat hy van Christene, kinders van die Here. Verstaan jy mense, vanmôre kan ons 'n bietjie ons lewe ondersoek en ons kyk 'n bietjie vanmôre in ons eie lewe vanmôre en ons steek vanmôre 'n bietjie hand in boesem. Hand met boesem insteek, dit beteken ons gaan ondersoek 'n bietjie ons harte. Ons gaan kyk 'n bietjie in ons lewens. Wat gaan daar aan? Verstaan jy? Want ons almal praat altyd van, ek praat met die Here, maar die Here antwoord my nie. Ou gebedjies wat in die dak en al wat hierdie gemors man. So asof die Here nou eers jou stem ook nodig het, maar hy weet wat in jou hart aangaan. God weet wat in jou binnekamer aangaan. Hy weet wat in jou gedagtes aangaan. Voordat jy nog enige iets kon gesê het, weet die Here presies wat jou behoefte is. Nou, maar daar is sekere vereistes wat die Here het. Verstaan jy, God wil hê ons moet met hom praat. Mense, dit is so belangrik. Ons kan mos nie mekaar leer ken as ek nie met jou gaan sit en gesels en hoor wie's jy. Verstaan jy, ons praat dit ons hoeveel keer in die kerk. Maar ons doen dit, ons hoor, maar ons doen dit nie. Ons luister, ons hoor, maar ons luister nie, soos die woord sê. Verstaan jy, so die Here het sekere vereistes. Nou sê hy, daar's hierdie twee tipe mense, die wat met hom praat en die wat nie met hom praat nie. Nou ons dink nou mense, ons dink vanmôre, as jy 'n gebedjie gesê het, maar nee, een prediker vertel van ons eendag, ek dink ek en Christine is iewers in 'n gemeente, toe hoor ek van hoeveel ure hy bid. Maar moenie vir my vanmôre vertel van jy bid 8 ure, moenie vir my vertel vanmôre jy bid 10 of 20 ure van die dag. As ek in jou lewe dit nie sien nie, dan lieg jy. Verstaan jy, 'n mens wat so, man, jy kan vir 8 ure lê en slaap ook onder gebed. Verstaan jy, wat jy dink jy bid. Jy kan vir 8 ure of 10 ure of 12 ure met enige ding besig wees. Verstaan jy? Dit beteken niks as dit hier binnekant uit jou hart uitkom. So moenie vir my vanmôre vertel, ek bid 8 ure lank, maar jou lewe lyk dieselfde. Dis onmoontlik. Dis onmoontlik as jy soveel tyd, dis daardie mens wat bid, daardie een wat soek, en die een wat dieper soek. Verstaan jy, daar's 'n verskil tussen ek bid, en ek vra, wat hom werklik soek, en die een wat hom nie werklik soek nie. Verstaan jy, ons bid uit gewoonte. Dis die gevaarlikste en die grootste ewel van kinders van die Here, is om 'n ding uit gewoonte uit te doen. 'n Gewoonte is die slegste ding vir 'n kind van die Here, is gewoontes. Mense, moenie dat Bybel lees en bid 'n gewoonte raak. Want verstaan jy, want jou lewe sal leeg bly. Vir die res van jou lewe sal jy so aanploeter, want jy doen 'n ding uit gewoonte. Ons moenie 'n ding uit gewoonte. Wie daar in Eksodus staan vir my 'n vreeslike mooi ding. Ek kom terug na die vrou, ek is nog eers by haar. Want in Eksodus, ek dink 33 staan vir my 'n vreeslike mooi ding. Hy sê, ek dink ek het een keer gepraat daaroor van wat Moses sy tent buite die laar gaan opslaan het. Maar wie, ek wil daai teksie, ek wil hier 'n baie mooi ding vir u uithaal. Jy kry hom ook sommer. Amen. Jeremia 10 vers 20 en 1, hoor hier 20 en 21. Jeremia 10 vers 20 en 1. Hoor, dis baie kosbaar. Hoor wat sê die Here vanmôre. Kyk net hierso wat sê. Hy sê my tent is verwoes en al my lyne is afgeruk. Wat se lyne is hierdie? Gebed. Hy sê my tent is verwoes. Jy sien, Moses gaan slaan tent op buitekant, die laar, want die laar self is te goddeloos. En dis wat God vanmôre. Hy sê, gaan slaan jou laar buitekant om, want die lyne is verwoes. Kom ek lees vir u verder. Hy sê, my kinders het van my af weggegaan en hulle is daar nie.
Daar is niemand meer wat my tent uitspan en my tentdoeke opsit nie. Jo mense, want die herders het dom geword en die Here nie gesoek nie. Daarom was hulle nie voorspoedig nie en 'n hele kudde is verstrooi. Ons almal is herders. Moenie en daar sê, praat met hom hier. Die oomblik as jy die Here aangeneem het, is jy herder. Jy het 'n verantwoordelikheid. Verstaan jy vanmôre? So hier kom 'n aanklag van die Here wat hy sê, my kinders lê verstrooi. Jou hele lewe is verstrooi. Jy soek en jy kry nie, omdat jy nie werklik soek na God. Is dit nie vreeslike aanklag vanmôre nie mense? Om te kan weet, in my gebedtyd, ek sit 8 ure, of 10 ure, of hoeveel ure sit ek voor die Here, maar ek sit te doen ook niks nie. Dit beteken niks nie. Nou ek wil vanmôre terugkom na hierdie stukkie waar van die Sunamitiese vrou in 2 Konings. Hier is 'n baie mooi ding. Eintlik so kosbaar. Nou vir julle vinnig 'n staaltjie te vertel. Ou Elisa en Gehazi. Nou Gehazi was nou Elisa se helper gewees. Nou Gehazi het Gehazi het maar ook 'n verdeelde hart gehad. Die een dag was hy vreeslik positief en die volgende dag het hy weer skelm gewees so. Maar hy het vir Elisa so op 'n manier gehelp. Nou hier kom hy by Elisa. Want hierdie vrou en haar man, verstaan jy, is my so mooi. Dis so kosbaar. Op hierdie trippe wat ek so gery het, daai tyd wat ek nog ongetroud gewees het. Dit is vir my so kosbaar. Toe ek nou hierdie stukke lees, so sit vat dit vir my so terug na die jare wat ek so met daai ou 1400tjie of 1300tjie gery het, Corollaatjie. En ek sit 'n ding so, toe dit hier so staan van hierdie vrou wat vir haar man gesê het, hoor jy so, hierdie godsman, hierdie godsman, elke keer as hy hier verbykom, dan kom maak hy by ons 'n draaitjie. En hy deel brood, hy breek woord met ons. Hy bemoedig ons, hy versterk ons. Weet jy, ek het met 'n gedagte, kan ons nie vir hom 'n bokamer, 'n bovertrekkie aanbou nie. Sodat as hy hier by ons verbykom, dan het hy sy privaatheid daarbo. Ons kan vir hom voed en ons kan uit sy eie lêplekkie daarbo en dan beweeg hy weer vorentoe. En ek sit 'n ding so, ek sê, "Jo Here, ek het sulke kosbare mense onder 'n ander portnolle. Ek het sulke kosbare mense gehad as ek so rondgery het, waar ek presies so 'n kamertjie gehad het. Dit was miskien nog nie 'n bovertrek kamertjie nie, maar wie by elke mens was daar vir my 'n kamer gewees. As ek hier in Portnolle was, het daar by hom Nikkel gewees op die Outal. As ek daar in Karlsburg het ek ou Hester hulle gehad. Verstaan jy, elke dorpie was daar mense, kosbare mense wat jou werklik met 'n warm hart geontvang het. Dit was vir my so lekker en ek kon so teruggaan en ek kon vir my so weer inleef. Want dis kosbare tye. Verstaan jy, en hier kom hierdie stuk en ek lees dit raak en wat hierdie vrou van man sê, kom ons bou vir Elisa en vir sy man hierdie bovertrekkie. En dis nie ongesien se dit nie verbygegaan by ou Gehazi en by Elisa nie. Verstaan jy? Iewers kom ou Gehazi en hy sê vir Elisa, meester, het jy gesien wat hierdie mense vir ons doen? Hulle het vir ons 'n bovertrekkie gebou. Sodat ons kan rustig wees. As ons hier deurkom, het ons 'n plek om ons kop neer te lê. Ons kan in rus wees, ons kan tevrede wees, ons is rustig. En dan sê ou Elisa, ja, dis waar. Hy het dit ook gesien. En dan gaan hy en Gehazi kom by hierdie vrou en hy vra, wat kan ons vir jou doen? En sy sê, nee, niks. Ek verwag niks terug nie. Is dit nie wonderlik, man? Ons het altyd 'n manier van iets terugverwag. Nee man, as jy dinge vir die Here doen, dan moet ons sê, dan prys die Here, man. Jesus man, moenie iets terugverwag nie. Ons het altyd 'n manier van hoor ek het dit vir jou gedoen, wat gaan jy nou vir my doen? Nee, jy hoef niks te doen nie, ek is net dankbaar, man. Jesus man, dis tog lekker om vir God iets te doen, man. Is dit nie, dis lekker om vir die Here iets te doen, man. Jesus man, en nog vir 'n man van God of 'n vrou van God. Dis lekker, man. Jene, al die badpoddings in die toe maar. Halleluja. Vat ek nou weer fyn weer. Maar wie is dit so lekker en hier kom ou Gehazi en hierdie vrou en hy vra, wat kan ons vir jou? Sy sê niks nie. En hy sê,
jy's al in 'n hoë ouderdom en jy het nog nie kinders. En Elisa sê vir haar, volgende jaar hierdie tyd sal jy 'n kind hê. Jy sê, wat 'n belofte. Hang vir jare sit jy en jy begeer so na net een, jy begeer nie wêreldse dinge, jy begeer net 'n ou kleintjie. Is dit nie uit die hand van die Here nie, man? Wees 'n mens, party mense sien jy wat kinders nie kan kry nie, wat so verskriklik graag wil hê, en dan het jy die wat dit het, wat hulle deurtrek. Wat hulle nie waardeer nie. Wat hulle weggooi vir die honde. Ja? Ons moet die verantwoordelikheid, man. Jessie. Wat 'n ruggraatlose ouers is julle? Nie ons nie. Ek praat sommer hier so deur, ek hoop daar nog wat luister. Verstaan jy? Want elke kind is van God af. Jo, mense, weet jy wat gaan God van jou huis? Verskriklik. Dis vreeslik om te val in die hand van 'n lewende God. Want jy het met niks gekom en jy sal met niks hier uitgaan nie, maar dit wat God aan jou toevertrou het, dis hoekom ek sê huwelik is dieselfde. Vrou, wat maak jy met jou man? Man, wat maak jy met jou vrou? Julle twee, wat maak julle met julle kinders? Want daar is 'n verantwoordelikheid teenoor God. Hoe maak ek my kinders groot? Ons het verantwoordelikheid mee, jou finansies, jou alles, jy self, man. Moenie vir my vertel, as jy by die Here uitgekom, hierdie soetsappige storie. Hierdie is 'n tempel van God, man. En mense kyk na hierdie tempel van God. So bietjie van die lyn af. Maar net om vir u deur te gee, ons het 'n verantwoordelikheid. Jy kan nie met hierdie liggaam maak, maar jy mag nie met hom maak wat jy wil nie. Want dis nie jou nie, en dis geleen vir jou. Want die woord sê dis 'n tentwoning en iewers gaan die tent opslaan en dan gaan jy na jou ewige woning. So moenie met hierdie tent maak wat jy wil nie. Hierdie tent moet geanker wees in gebed. Dis wat hierdie woord vir ons sê, Jeremia. Hy sê die tent se penne, die lyne, geen tent kan staan in die wind, mense, as dit nie gestewig geanker is in gebed. Hoor vanmôre baie mooi. As ons daardie een ding kan besef, dat geen tent, as 'n tent nie meer lyne, as hy nie meer geanker is in grond, man, jy kan preek tot jou spoeg opdroog. Jy kan praat, jy kan vir jou hier 'n narsinne hou, jy kan mense te probeer indruk, maar as jy nie geanker is in gebed by God nie, is jy 'n zero. Is jy 'n zero. Want dit wat jy doen, kom deur gebed. Gebed is die belangrikste van alles. Is dit die kosbare mense? Moenie vir my vertel ek hoor by die Here, maar jou lewe is so goddeloos. Mense, ons kan nie so lewe nie. En elke Sondag praat ons en elke Woensdag praat jy en jy hoor dit oor die radio en jy hoor oor die TV hoe God waarsku en hy waarsku en hy praat aan, maar ons hoor nie, want ons wil nie hoor nie, want jy ken nie God nie, want jy ken nie 'n gebedskamer. Dis die probleem. Jy weet nie van jou binnekamer nie, want jy het nie 'n binnekamer. Dis die probleem, mense. Verstaan jy vanmôre hoe belangrik dit is dat ons 'n gebeds in 'n binnekamer by die Here kan hê. Verstaan jy, dis belangrik. En hier kom die Here. Hy weet wat in haar hart aan die gang is, hè? Voor jy nog vra, man. Hierdie vrou sê, nee, ek is alright, I'm fine. Nee, daar is nie 'n probleem nie. Ek het alles. Maar hier binne kan sien God, hier's iemand wat 'n kindjie soek. En die Here gebruik vir Gehazi en vir Elisa om te sê, hierdie tyd volgende jaar, wat 'n geskenk uit die Here se hand. Wat soek jy vanmôre van God? Moenie gemors soek. Soek iets wat jou geestelik kan optel. Soek dit wat jou kan bou, man. Soek dit wat vir jou kan krag gee as jy daar uitstap. Soek die gawes van die Gees, soek die vrug van die Gees. Soek meer gebedheid, mense. Soek daardie dinge, meer kennis van die woord, man. Meer wysheid van God, dit wat ons Woensdag gepraat het. Soek hierdie dinge van die, moenie die wêreld se drek soek nie. Hierdie goed beteken niks, die mense hier goed bly hierso. Dit bly in jou tent agter, man. Verstaan jy, hierdie goed beteken maar om in die teenwoordigheid van die Here, daar's krag, daar is krag. Mense, dan gebeur iets in ons lewe. En dan kom die Here en hy vra vanmôre, soos daardie vrou het 'n dogter, 'n kleintjie gesoek. En dan vanmôre vra die Here, wat soek jy van my?
Mense, waarvoor is jy honger? Waarvoor is ek honger? Mense, vir die teenwoordigheid van die Here. Vir die teenwoordigheid, kom nou daarby. En die volgende oomblik toe is jou vroukie swanger en daar word 'n kleintjie gebore en kort voor lang, voordat sy vir haar kom kry, toe sterf hierdie selfde ou kindjie. Want jy sien, daar gebeur dinge in ons lewe wat ons nie verstaan nie. Want niks behoort aan my en jou nie. Ons kan niks sê, dis myne nie. Ek maak daarmee wat ek wil nie. As God het geleer het, ek kan nie vir jou sê, partykeer kom ons by 'n begrafnis, mense, of ons kom by 'n sterfte, en dan is daar 'n ou kleintjie wat vroeg dood is, of daar's 'n die wat vroeg dood is. Ek weet nie, maar 'n pastoor wat vir jou sê, hy gee vir jou antwoord, hy lieg. Ons weet nie. Ons ken nie God se hart, ons weet nie waar ons en hoekom, ons weet nie. Verstaan jy, maar God weet alles. En hierdie vrou kom, en weet wat vir my so mooi is, die oomblik toe die ou kleintjie gesterf het, weet daar is my so 'n boodskap hierin, man. Die oomblik toe daai ou kleintjie gesterf het, hierdie belofte, hierdie tyd volgende jaar. Jy man, mense, hier kom geloof in, hier kom vertroue in, hier kom verhouding. Ek ken my God. Ek ken my God. Ek sal nie laat toelaat dat leuns en al hierdie goed, jy sien die vyand kom in en hy begin saai. Hy saai sodat daar twyfel kan kom oor dit wat jy by die Here gevra het. Jy het dit gekry en die volgende oomblik verloor jy dit. Here, nou verstaan ek, dit maak ook nie saak nie. Dit was ook nie myne nie. Maak nie saak nie. Solank my verhouding net met U reg is, Here, dit is die belangrikste van alles. Maar die oomblik toe die ou kleintjie sterf, weet wat vir my mooi is? Hoor baie mooi, weet wat vir my mooi is hierso? Daar die vrou sit die hele dag en top oor dit wat nou gebeur het. Hoor wat maak sy? Sy sê, sy stap uit. Sy stap uit en sy trek die deur agter haar toe. Haar binnekamer. Sy trek hom toe. Hey, hoor hierso. Dis nie die wêreld se probleem nie. Niemand hoef te weet wat hier aangaan in jou lewe. Jy sien, ons het 'n manier om by mense simpatie te loop soek. My kindjie is dood. Is iets vreeslik, natuurlik. Dit is so, dis hartseer. Ons sê nou van die dood, finansies, whatever. Ek weet nie wat jou probleem is nie. Maar al wat ek vir jou sê is, trek die deur toe. Niemand hoef te weet wat in jou binnekamer aangaan. Dis tussen jou en God. Want as jy dit uitblaker, niemand het simpatie met jou nie, man. Hulle lieg. Mense lieg. Niemand worry oor jou goed nie. Want dit lyk of hulle omgee, hulle gee nie om nie. Party sê, so. Net om vir jou terwille van vriendskap. Maar hier so die derde, vierde keer, die vrou kan ook nou einde kry. Verstaan jy? Dis mens. Daai vrou trek die deur agter haar toe, ewen toe haar man vra, is alles reg? Sy raak rustig. Ja. Wie daar so vrede in haar hart, dat sy vir haar man kan sê, raak rustig. Lees dat. Dis sal dit. Raak rustig. Sy maak nie haar probleem eers ewen haar man, of wat joune is, die vrou se. Dis joune. Hier is jou battle. Dis jou battle. Dis jou ding tussen God en jou. Ons laat om hierdie ding uit te blaker, dat almal moet weet. Maak die deur toe. Niemand hoef te weet. Hoekom sê dit nou juist die man? Laat sy vir die man. Dis die naaste daar. Iemand wat baie na haar is. Iemand wat jy voel, ek kan met hierdie mens dit bespreek. Ek kan hierdie ding met hierdie mens deel. Nee, raak rustig. Weet jy, mense, ek het die autoriteit. Ek is 'n man en 'n vrou van God. Ek weet waar my krag lê, want jy sien, sy ken haar binnekamer. Sy weet wat in haar binnekamer gebeur, want jy sien in haar binnekamer soek sy God. Sy soek niemand anders nie. Verstaan, dis wat vir my so, daardie wat soek en daardie wat maak of hulle soek, hierdie soek. Verstaan jy, in Handelinge 10, praat ons van nou Cornelius. As jy Cornelius en sy gesin, wat wil jy vanmôre maak, as jou gesin miskien nog nie die Here dien nie? Wat kan ek en jy doen? Ons self kan niks doen nie. Hier's Cornelius,
'n man, onthou, dis 'n heiden. En die Here praat met hom in 'n droom en hy sê, laat kom vir Petrus. Verstaan jy? Hier's 'n man, wie, as jy gaan lees daar in vers 1, dan sien jy, dis 'n man wat bly vas en bid het. Cornelius, bly vas en bid. Hy bly God se aangesig opsoek, totdat die Here 'n antwoord gee. Ons stop partykeer net voor die antwoord. Want jy sien, die Here praat van deursettingsvermoë. Druk deur, man. As die dinge so warm raak, druk deur, man. Hou vas, want dis wat maak dat ek weet, ek het niemand anders nie. Ek het die deur toegemaak, want ek ken my God. Ek ken my God. Want dit wat daar is, bly daar. Die mens kan hom nie uitsorteer nie, net God kan hom uitsorteer. En ewen op haar pad kry sy vir Gehasie. En nou Gehasie is vreeslik, nie, en sy sê vir hom, hy vra as dit goed gaan, en sy sê alles wel. Want hy is die een om te vertrou nie. Alles hy die een wat nou pragtig die voorstel gebring het, kan ons nie vir haar iets goeds doen nie. In haar hart, God, jy sien, as jy in jou binnekamer is daar daai gees van uitken. Verstaan jy, ek trust nie hierdie een. 'n gees van onderskeiding. Wat jy sien baie mense, hierdie soetsappige kindergoeders. Kyk, hulle kan vir jou maak dat jy jou hele hart wil uitvertel. Want hulle, myn. Verstaan jy? Hulle, dit voel of jy, kom ek praat sommer net alles. Want jy sien, hy is gebore daarvoor. Hy is gemaak, dis sy hele lewe, dis sy job, om te trek uit jou uit. Al hierdie goed uit te trek. En op die einde van die dag lê die goed in die strate rond. En dan wie se skuld is die kerk? Hoeveel mense sit vandag buite hierdie kerk, omdat dit die kerk se skuld is, omdat 1 of 2 in die kerk gesit as kinders, en jy nie 'n gees van onderskeiding, want jy is nie in die binnekamer nie. Nou is dit die kerk se skuld, omdat hulle jou beskinder het, omdat hulle jou afgebreek het. Verstaan nie mense? Dis 'n ewel. Die huis van die Here word aangeval, omdat jy nie in plek is nie. Is dit nie vreeslik nie? Want as dit 'n gees van onderskeiding het, mense, dan weet ons. Pas op. Daar's baie Gehasies op jou pad, wat wil hoor en luister. Wat wil uitvind, wie is jy? Is dit die Spreuke 6 wat juist daarvan waarsku, wat se gruwel dit in God se oë is? Spreuke 6 vers 6 dink ek. Hy sê 6, nee 7 dinge het ek teen jou. Pas op mense, as God sê het sy gruwel, want jy sien al 7 daai punte gaan oor verhouding opbreek. En ons God is 'n God van verhouding. Hoor mooi, ons God is 'n God van verhouding. Soos hy loop opbreek, as jy loop opbreek deur skinder mense, dan staan jy in gevaar voor die God wat sê, dis 'n gruwel vir my waarmee jy besig is. Pas op vir Gehasies op jou pad. Maar jy sien as ek 'n Cornelius is, verstaan jy vanmôre, as ons by Cornelius en ons soek die teenwoordigheid en die aangesig van die Here, man, ja, wonderlik, krag lê daarin. En die volgende oomblik sê sy, nee, ek is alright. Want jy sien, hierdie vrou het in haar binnekamer, weet sy, daar's net een wat jy trust, en dis God. En jy sien, wat die ander mooi is, sy loop verby Gehasies, sy sê, dis alright, ek is fyn. Want jy wil dit straat toe vat, ek wil dit by die Here uitkry. Hier's 'n ding wat ek nie verstaan, die Here het vir my 'n kind gegee. 'n kind gegee, hoekom is hierdie kleintjie, hoekom het hierdie kleintjie nou gesterf? Verstaan jy wat jou probleem is? Here, ek het gedog, ek het nou die uitkoms, nou is ek alweer hier waar ek is. So wat het nou hier gebeur? Mense, ons moet net onthou om altyd in die geregtigheid van God te lewe. Dis belangrik dat ons in die lyn van die Here lewe, want in die binnekamer leer God ons wat geregtigheid is. Jy kan nie lewe soos jy wil, en in die binnekamer sukses wil hê nie. Vergeet daarvan.
as jou binnekamer. Dis hoekom die Here sê, soek, soek, soek. Hulle wat waarlik bid. Mense, daar is 'n verskil tussen die wat bid en die wat waarlik bid. Verstaan jy? Want jy sal dit in so mense lewe sal jy dit sien. Dit manifesteer deur jou lewe, man. Want mense sien dit raak. As mense begin vertroue in jou kry en hulle sê, "Joh, ek kan met hierdie mense kommunikeer. Ek kan met hierdie mense gesels want ek weet die karakter van God skyn hier uit." Want dis 'n binnekamer maak dat jou karakter change. Jo man, want wat jy beweeg die hele tyd in die glans van die Here. Halleluja. Begin ek ook soos hierdie predikers so 'n bietjie lyf kry. Jy beweeg in die glans van die Here, in die teenwoordigheid, in die heerlikheid van God, man. Lekker man. Ja, wonderlik. Want die binnekamer leer jou dit. En hier kom sy, nee, Gehasie, jy gaan lipskinder, ek sorry. Nee, ek het jou klaar uitgesteek. Verstaan jy, jy tel hulle sommer, jy ryk hom sommer so. Not good. Not good at all. Dankie Pieter, nog een. Verstaan jy mense? Sy beweeg by Gehasie verby na die man van God. Vrou ook maak jy saak. Want hier's 'n man wat die binnekamer ken. Ek kan nie met iemand kommunikeer wat nie saam in die binnekamer is. Wat nie die binnekamer ken nie. Pas op mense. Pas op. Jy kan net met iemand jou hartsdinge deel wat ook 'n binnekamer ken. Wat ook in lyn met God is. Wat weet hoe jy voel. Want anders sou hierdie profeet nie vir haar gesê het, volgende jaar hierdie tyd sal jy. Want dis 'n binnekamer mens wat so kan profeteer. Kosbaar man. Kosbaar. Om iets te kan openbaar en te sê, hey man, waar die volgende jaar hierdie tyd. Nee. Nou hoor. Jy het genoeg vertrekking tussen hierdie kerk. Wonderlik man. Wonderlik man, lekker met Jesusie. Maar die lyne is stewig, die tentlyne is stewig man. Prys die Here. En weet, dis nie asof hierdie afsterwe van hierdie ou seentjie nou vir Elisa bietjie omkant gevang het. Hy ken God. Hy ken God. Wie wat vir my mooi is, hy stap daar by die deur in. 'n Wonderlike ding. Hy gaan lê bo op hierdie seentjie. Ons moet dit nou in die gees sien. Hy gaan lê bo op hierdie seentjie, op hierdie dooie kind. Hy's dood. Soos in dood. En hy sit sy hande op sy hande, sy oë op sy oë, sy mond op sy mond. Kyk jy geestelik wat hier uitkom. Want die oomblik toe sy liggaamshitte op hierdie seentjie kom, toe kom daar lewe. Dit staan so kosbaar, is dit nie mooi nie? Die oomblik toe die liggaamshitte van Elisa, die man van God, op hierdie persoon kom, op hierdie koue lijk, toe kom daar lewe. Maar die net dit nie. Wie mense, het jy gedink, 'n rou sonder, wat is hy anders dan is 'n koue dooie lijk? Hy's 'n lijk. Hy's koud. Hy's dood, daar's niks in. En jy as man van God, binnekamer prediker, vrou van die Here, binnekamer predikers, wat God kan vertrou, wat ons hoeveel keer sê, wat in die allerheiligste, in die teenwoordigheid van God kan staan, man. Wat deur woestyndinge gekom het, wat deur moeilike dinge gekom het, en kom staan, en niemand haal jou hier uit nie, in die allerheiligste teenwoordigheid van die Here, by die brandende bos. Jy man, raak jy nie opgewonde vir 'n brandende bos nie. Ja, so 'n Damaskus ontmoeting. Ja, Here, wat kan ek vir u doen? Ja. Ja, man. Is dit nie lekker? Jo, Here, verstaan jy, Paulus is so vuur en vlam. En die volgende oomblik, jo, Here, dis u, ek sien nou eers.
Dis U, wat kan ek vir U doen, Here? Mense, dis ons hartklop, man. Verstaan jy, in die binnekamer raak jy opgewonde vir die dinge van die Here, dan maar nie. Mense raak opgewonde vir die dinge van die Here, man. Jesus, dit is lekker. Philip, prys die Here, sê dan ek hoor. Prys die Here. Halleluja. Nou waar is my profeet wat dit moet sê? Man, wonderlik. Wat is 'n dooie liggaam? Die oomblik as die gees van God, want God is liefde en warmte en daar's vuur binne in hom. Verstaan jy, as die Here in teenwoordigheid van 'n dooie lig kom daar lewe. As God in 'n hart, verstaan jy, wat sê die oë? Die Here sê, hoeveel wat kon Jesus, wat kon God die Vader nie aanskou nie, is die oë van sy seun aan die kruis. En weer eens vanmôre, mense, as ons die nagmaal gebruik, weer eens moet ons onthou, hier lê Elia op 'n lijk, maar vanmôre kan die gees van die Here, miskien het jy ook alreeds vanmôre weer so doodsheid in jou. Daar is nie 'n warmte nie. Daar is nie meer 'n hartklop nie, verstaan jy? Want die dinge van die wêreld kom roof hierdie vreugde en blydskap van. Laat die gees van die Here weer vanmôre 'n bietjie op hierdie koudheid van jou kom lê, man. Sodat daar hitte in jou lewe kan kom, man. Dis waaroor dit gaan. Laat hierdie oë van die Here weer kontak, want daar staan, Elisa het hom in die oë gekyk, in hierdie dooie mense oë, man, en daar lewe gekom. Halleluja. Verstaan jy die hande? Wat beteken die hande? Daar spykers. Daar het lewe gekom. Toe Jesus Christus vir jou wys, jy hoor jy, dis wat ek vir jou gedoen het. Prys die Here, man. Raak jou opgewonde met dit. Halleluja. Verstaan mense, dis wonderlik as die Here vanmôre met jou hand kan skud en sê, hey, want hoe sê dit? Daar's krag by die Here. Wonderlik, sit vanmôre jou hand in sy sterke hand. Hey, dis wat binnekamer. Sit jou hand in sy sterke hand. Kyk vanmôre, Jesus in die oë. Hou op fokus op die dinge wat jy gesien het. Hou op fokus dit wat daar in die binnekamer gebeur. Die negatief. Nee, dis nie nodig nie. Hou fokus vanmôre jou oë op die kruis. Dis die ding. Dat daar lewe, want by Jesus kom daar lewe. In die oomblik as ons bly fokus op die Here, kom daar lewe, man. En wat sê, en het sy asem weer in hom ingeblaas. Sonder die asem van die Here is daar niks. Daar's nie krag. Wil jy vanmôre jou gesin laat red? Wil jy vanmôre geliefdes laat red? Is daar vanmôre mense wat die Here op jou hart lê, wat jy weet, hey, hierdie mense het God nodig? Dan raak jy soos Cornelius. Jy begin vas en bid. Jy begin binnekamer toe gaan. En jy maak hom agter jou toe. Die woord sê, sluit hom. Dit het niks met sluit jou binnekamer. Janne, ons loop daar toe en sê, dis jou binnekamer daar. My binnekamer is agter haar in 'n besem. Die Here beskryf die binnekamer. Hy praat van daar waar jy voel. Hey, hier's my teenwoordigheid. Hier's God se teenwoordigheid. Kry vir jou 'n binnekamer. As jy nie 'n binnekamer het, kry hom vandag baie vinnig. Want dis hoe jy gaan deurkom. Sonder die binnekamer gaan jy dit nie maak nie. Dan gaan jy nog altyd daai doodsheid voel in jou. Dan lê jy as kind van die Here lê jy nog net so koud. Want as jy nie die binnekamer is een wat lewe bring, wanneer die krag, wanneer die gees van die Here bo op jou kom lê en daar weer krag kom en jy begin sien wat God sien en jy voel die dinge van die Here, en die asem, die lewe van God blaas deur jou, man, want dis net die asem. Dis die asem wat vir ons krag gee. Dis die asem wat vir ons lewe gee. Die woord van die Here is ons lewe. Dis ons asem, man. Is dit nie waar nie, man? Dis God, is een wat vir ons lewe gee. Anders dan as jy 'n dooie mens. Wat het met ou Adam gebeur, mense? Toe God hom, daar moes asem ingekom en anders het ek 'n ding wat daar gelê.
Verstaan jy, soos baie van ons dink ons dien die Here. Dien jy werklik die Here? Is daar 'n opgewondenheid in jou lewe? Is daar 'n desperaatheid vir 'n verlore siel vanmôre? Of ploeter jy maar net aan vanmôre, mense? As jy net aanploeter, is jy nie by God nie, hoor vanmôre wat ek vir jou sê. Maak seker dat die Here in jou teenwoordigheid by jou is. En dan laat sy gees op jou kom lê, man. Hy moet op jou kom neersak, sodat jy kan voel, joh man, my Here, ek is hier, man. Daar's opgewondenheid, hier is krag, man. Maar sluit die deur toe. Dit is die probleem, mense, vandag. Ons sluit nie die binnekamer se deur toe nie. Jy sit en dink aan al wat 'n ding is. So dan kan jy vir 8 tot 10 ure bid. Jy lieg, man. Jy sit en werk jou besigheid uit. Jy probeer jou probleme uitsorteer. Jy lieg, dis nie bid nie. Is nie waar nie. Jy moet sluit hierso. Dis wat die Here sal sê, sluit jou binnekamer nie. Hy sê sluit jou toe van die wêreldse dinge. Berei jou voor dat jy sê, ek is nou opgewonde. Ek gaan nou in die teenwoordigheid van my God. Verstaan, dis wat Jesus se ding gedoen het. Verstaan, hy so opgewonde gewees elke keer. En wag, bly julle hier. Ek gaan nou eers met my Vader gesels. Mense, jy hoef nie oor toe te maak nie, man. Daar waar jy in die straat loop, waar jy rondry, waar jy beweeg, dit kan binnekamer wees, mense. Dit kan binnekamer, dis hoekom as ek en my vrou rondry, jy sien dat ek nie met haar wil praat, ons praat net die nodigste, want dis my binnekamer. Want ek wil stilte, ek sit en kyk rondom, en ek sien die grootheid van God, en ek verstaan sy grootheid, en dit raak vir my binnekamer oomblikke. En ek wil met jy beroof, en ons verstaan mekaar daai, verstaan jy? Verstaan jy, as sy sê, liefie, Bokkie, hoe sê jy nou weer, blommetjie? Verstaan jy dan? As sy sê, vandag wil ek my tyd, dan gee ek haar tyd. Ek roof nie haar tyd nie. Ons kan nie, verstaan jy? As jou man te bly lastig, sê vir my, jy raak nou te lastig, ek soek my binnekamer tyd. As jou vrou, sê dit, asseblief, ek het vir ons 'n badsie gekry, sy gesels land te saam in nou bed. Terwyl ek binnekamer, wat so mekaar. Hy badsie doen, hy sit ook nou so met prys hier. Sluit toe die deur, man. Sluit toe die deur, dat net jy daar is. Jy in die gees van God. Ja, lekker, man. Dis dit. Amen. Kom ons nou nie te lank preek. Ek wil net dit sê. As ons vanmôre nagmaal gebruik, wie wat is die vereiste? Groot vereiste. Wat die Here vir ons waarsku. Hy sê, as jy na die altaar toe kom, moenie 'n blinde of 'n krepeel lam bring nie. Israeliete mag nie, hulle sê, die lammetjie wat gekom het, wat geslag moes word vir die bloed op die altaar, mag nie blind of krepeel of enige gebrek gehad. Ek sal vir julle later die teks op die groepie sit. Moenie met 'n gebrekkige ding na die Here toe kom. Moenie jy as mens met gebrekkige goedes na die Here kom. Sort jouself uit. Moenie op jou voorwaardes kom deel raak van die nagmaal. As jy kom, dan kom jy met 'n rein hart. Met 'n opregte hart. As 'n ander ding wat ek nou die dag lees. Julle het hom seker ook al gehoor wat die vrouens boutgaar maak. En dan sny hulle hier punt af en hier punt af. En nou wil die man weet wat hy is nou pas getroud. Waaroor sny jy nou die boutse punte af? My ma het dit gedoen. En so vra hy nou vir die ma. Sy sê weer, my ma het dit gedoen. So dis nou ouma toes hier af. En ek weet nie wat een het nog gelewe en te dink, maar hy gaan op uitsort. Wat gaan hier, waaroor word hy 2 beentjies van die bout afgesny, nou apart in die pot gegooi. Toe sê, ek dink sê maar die ouma grootjie, ek hoop sy het nog gelewe, ek kan het nie onthou nie. Ek was mos nog nie daar nie. Sê sy nie, maar dis maar net dat die bout in die pot gepas het. Moenie met nagmaal
vir ons 'n gewoonte raak. Moenie dat dit 'n gewoonte raak. As jy voor die Here kom, dan kom ons nie met gebrekkigheid. Ons kom met 'n opregte hart. Here, vanmôre wil ek kom soek binnekamer oomblik. Ek wil weer besef as ek hier met hy wyn en die brood geniet, dan wil ek sê, ja, dankie Here. Dankie vir die binnekamer. Halleluja, man. Amen. Sal ons kerkraad vir ons kom help asseblief? Sal jy vir ons so tafel gee. Ons sê liewe. Ons Vader in die hemel, dankie vir 'n voorreg wat ons weer vanmôre het na u woord te kan luister. Here, dankie dat ons nou aan die tafel kan sit, Here. U bloed wat vir ons gaan vloei. U liggaam wat vir ons gebreek word. Here, seën dit ons liggame, u naam sal wil. Amen. As ons vanmôre hierdie brood vat, laat ons nooit mense nooit vergeet. Moenie dit gewoonte maak. Nee, ek wil in stilte gaan sit. En ek wil hierdie brood en ek wil weet, dis u liggaam. Werklik u liggaam wat vir my gebreek is. Sodat ek vanmôre daai teenwoordigheid van u in my binnekamer kan. Amen. As ons vanmôre die wyn geniet, onthou dit altyd. Bob Shaw het so 'n mooi boek wat hy skryf oor die bloed van Jesus. Dat ons nie net een keer 'n maand hierdie nagmaal gebruik, maar dat die bloed van Jesus elke dag ons hart besprinkel en dat ons kan reinig en vir ons skoon hou. Wonderlik, hierdie bloed het soveel krag. Want dis die bloed wat die deurbraak in die binnekamer gee. Prys die Here.
Sal Oom Koen vir ons 'n gebedjie doen? Ja, Vader, sal ons nie maar net stil bly nie. En dan sal ons u stem hoor, as u tot ons praat. Dankie Vader dat u in hierdie nag gekom het en met my gepraat het oor die koringkorrel. Wat alles moes gebeur met hierdie koringkorrel, dat het brood kon geword het. Sal ons dit nooit vergeet nie, Vader. Alles wat gebeur het. Fyn gemaal, verhit in die oond, en toe het dit brood geword. En dankie Vader dat u gekom het en vir ons kom sê, wat die bloed beteken. Ons het vanmôre gekom en ons het die wyn gebruik van. En u kom en u sê vanmôre vir ons, soos jy vir die dame gesê het by die put, ek is die water. As jy hiervan drink, sal jy nooit weer dors word. Ja, Vader, en dat u gekom het daar in die bruilof en dat u al die kanne laat volmaak het van water toe daar nie meer wyn was nie. En dat u dit wyn gemaak het, Vader. En vir ons kom wys het en kom bewys het dat u die wyn is. Sal ons dan verstaan wat brood en wyn werklik beteken as ons dit gebruik, Vader. Die grootheid en die wonder en die krag daarvan. Dankie, Vader. Dankie vir alles wat u vir ons gedoen het. En elke dag vir ons doen. Aan u kom toe al die lof, die eer en die aanbidding. Heilig. Heilig. Heilig is u naam. Amen. Ons kan net so sit, ons gaan net so kort videoetjie kyk. Dat gaan ook oor die nagmaal.
eintlik 'n baie diep song wat ons regtig ter harte gevat. En besef, maar kyk net wat het Jesus vir ons gedoen. Kom ons sluit ons oë. En dan kan ons daarna afsluit met 'n liedjie. Vader, ons is vir U so dankbaar. As ons so luister na hierdie liedjie met God, dan besef ons hoe lief U die mens werklik het. Hoe U hart werklik uitgaan vir elkeen van ons. Here, en ons is dankbaar met God dat ons vanmôre kan uitroep, Abba Vader, ons God. Here, en daarom bid ek dat ons almal hier in ons binnekamer hierdie God sal ontmoet. Nie die God wat mense en predikers vir ons voorskryf nie, maar die God wat self aan hom vir hom aan ons wil bekend maak. Daardie God, dat ons self U sal ontmoet, Here. Nie tweedehands nie, maar self sal ontmoet in die binnekamer. Here, dan sal ons lewe so verander en so anders wees, Here. En ek bid vir elke een vanmôre, Here, vir ons mense wat daar siek is, maar vanmôre met God. Daardie hande wat vanmôre met daai spykers, deur daardie hande daar genesing gekom. En ons tree in, Here, finansies, wat dit ook al mag wees, elkeen se behoefte vanmôre met God, ons tree in vanmôre, en deur daardie hande, U sê, U wil alles, U wil net hê, alles moet ten goeie vir U kinders meewerk. Here, en daardie ten goeie is om U te ontmoet en niks te worry oor die wêreldse dinge nie. Om daardie mooi verhoudinge te kan weet, ek ken my Vader. Dis daardie ten goeie. En U wil hê, alles moet vir ons mooi loop, Here. En dan ek praat nie van dit wat ons sal deurmaak in hierdie wêreld nie, Here. Hier word pyn en lyding en al hierdie dinge, maar binne in ons siel vanmôre met God, dat dit daar sal gesond wees, Here. Dat ons gedagtes U gedagtes sal wees. O Here, in ons hart vanmôre U hart. En dat ons lewe gee, ons liggaam as lewende offer vir U, Here. Om gebruik te word in U koninkryk. Dankie my God dat dit wat U doen in ons dorpie en in ons mense se lewens so verrykend is en so upliftend is, Here, om mense op te tel. Here, om hom vas te hou in U in hierdie laaste tyd. Ons kan sien dat die uurglas is besig in die wêreld om leeg te loop en uit te loop. Here, ons sien die goddeloosheid en ons sien al hierdie dinge, Here. En dis hoekom U wil hê ons oë moet oopgaan. Ons ore moet oopgaan, Here. Ons monde moet soos 'n bassein wees dat ons kan red en kan praat oor U, Here. Vir die wat tog moet inkom, daar's mense wat tog moet inkom, my God. Ons konsentreer te veel op ons eie dinge en wat ons wil hê vanmôre. En ons vra nooit, Here, wat is U hart? Ek bid vanmôre, Here, dat in hierdie binnekamer, dat daar so geweldige ontploffing sal wees in U teenwoordigheid met God, dat ons die deur sal toetrek en nie worry wat daar aangaan. Ja, Here, nie worry nie, ons gaan net en ons wil ons Skepper ontmoet. Want ons weet, as by U is, Here, alles werk ten goeie. Alles werk ten goeie. Ons gaan nie benoud rondkyk, Here. Ons gaan nie bevrees wees nie. Elke dag vars manne uit U hand uit. Elke dag 'n nuwe ontmoeting met U, Here. 'n nuwe dag met nuwe uitdagings, Here. En ons is opgewonde vir elke uitdaging ook, Here. Dinge wat oor ons pad kom, my God. Ons is opgewonde, Here. Here, en ons spreek vanmôre lewe in elkeen wat daar vanmôre siekte of enige iets is. Bedroefdheid. Here, waar ons afvoel, ons spreek vanmôre lewe. Ons koppel nie ons vreugde aan die wêreld nie, ons koppel ons vreugde aan U, my God. Ons blydskap aan U. Die binnekamer oorweldig al hierdie negatiewe dinge. Dankie, my God. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Kom ons gaan staan en dan sing ons lekker saam.
ontvang die seën van die Here. Vader, mag ons nog gaan in hierdie vrede en hierdie blydskap van U met God. Mag hierdie heerlikheid saam met ons beweeg elke oomblik van ons lewe, Here. Elke dag, my God. Dankie, Here, dat ons kan weet U is ons ingaan, U is ons uitgaan. Nog meer dat U ons op sonsopkoms en ons sonsondergang is. U is die Alfa en die Omega. En daar is niemand soos U nie. En ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Halleluja. Nou waar is om Koen se song? Alive, alive. Alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. I live in my heart. My Jesus here from down. I live in my heart. I live in my heart. My Jesus here from down. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus here, I live in my heart. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus here from down. Dankie, dankie. Zeker. Jy kan vir my sê net wat jy wil. Ja,